Hoeveel van die dinge wat ons al gehoor het in God se woord, en ek praat nie van die kerk se prediking, maar wat ons ook al doen in die lewe, as God met ons praat, hoeveel van julle het al aksie gedoen? In Matteus lees ons van die wyse man en die dwaase man wat sê, dat die wyse man luister na God se woord en hy doen dit, en hy bou sy huis op 'n rots, en die storm sal kom en sy huis sal nie val nie, maar iemand hoor, maar nie doen nie, sy huis word op sand gebou. En die storm kom en woed, daar val die huis. Inteendeel, die woord van Here sê, sy val was baie groot. So voordat ons vandag na God se woord toe gaan, wil ek vandag vir jou vra, hoeveel aksies het jy al verander in jou lewe, as gevolg van dit wat jy gehoor het? Want ek glo dat wanneer ons dit wat God in sy woord vir ons gee, dis die enigste ding wat ons nodig het, om vir ons te wys wat te doen. Beteken bid ons te veel oor goeie, maar God se woord sê al weet wat jy moet doen. Wie weet al ons sonnagoggend gebid, die Here moet vandag kerk toe gaan. Wie weet dat gevra? Kom ons wees eerlik. Ja, Here moet volgende kerk toe gaan. Wat sê God se woord? Gaan. Hy sê gaan. Hoeveel van julle het al gedink, hoor jy, moet ek omgee vir ander mense? Wat sê God se woord? En wie veel het al gebid, Here, ek wil hierdie ou lief hê, ek kan nie maar verwyder dit in my lewe uit nie. Wat sê God se woord? Jy moet jou vyande lief hê. Ons bid oor baie dinge in ons lewe, maar God se woord sê al reeds vir ons wat ons moet doen. Maar ons is baie keer nie geneig om terug te staan en sê, maar ek wil dit nie doen nie. En dan kan God nie jou lewe verander. Hier is ons kan nie net stil te wees. Kan ek weer vra as my das skeef volgende? Klein bietjie, nee. Weet julle hoekom? Want my boonse knoop kan nie vasmaak, ek het dit lekkerig geword, dit net gekry. Maar om gelos dat ek my steek kan gaan, my een ding is so op. We staan nie so die dag. Die das staan skeef, en dan kan jy weer reg. Maar raai wat, ek nie stil vir my. So ek kan nie sien met foutes. Ek kan nie sien met dat baie skeef is. Nou is dit baie skeef. Maar ek kan nie loop, en ek al te sleg voel om my te sê, hoor jy, dat is skeef. Maar as ek gereeld in die spieël kyk, dan gaan ek sien hoe dat is skeef. En dis wat God se woord vir ons wys. En ek wil vanoggend praat 'n bietjie oor gebed. En juist as gevolg van hierdie dinge, rondom wanneer ons gebed doen, wanneer ons God se woord het, en pastoor ook is baie bly, hy is volgende hierso. Toe ek aansoek gedoen het vir die gemeente, was hy gelukkig nie daai dag hier by die onderhoud nie. Want hy het 'n baie belangrike vraag gevra vir die pastoor, wat aansoek gedoen het vir die gemeente. En dit kom vandag. Hy het gevra, wat is die belangrikste in die Bybel of gebed? Wat sê julle is belangrik? Hoekom sê die Bybel is belangrik? Dis die woord van God, maar dink jy gebed is nie belangrik nie? Dis ook belangrik. Jy sien, gebed kan nie sonder God se woord bestaan nie, jy weet. God se woord is die basis. So selfs wanneer ons oor gebed praat, ons besef dat God se woord is die basis. So the basis of everything in our lives is the word of God. So wanneer ons iets wil leer, dan moet ons gaan kyk na wat die woord van God sê. In die Ou Testament was daar 'n tempel gewees. En daar was die heilige gedeelte en daar was die allerheiligste gedeelte. Julle ken dit. So die heilige gedeelte is waar die offergawe bring en dan is die hoofpriester by die allerheiligste in beweging as gordyn gewees. Dis onthou toe Jesus gekruisig was met 'n gordyn geskeer, moes hy in beweging, hy klokkies aan die onderkant van sy soem gehad, so terwyl die klokkies beweeg het hy nog geleef. Maar as hy klokkies opgehou beweeg het, beteken dit die offergawe wat die volk gebring was aanvaarbaar en die hoofpriester durf. Dis nogal rof, nee. En dan moes hulle met die stok uitgeskep en die vertuig geskep het. Maar weet jy wat ek wil sê, dis hoe kosbaar daar die allerheiligste was. Daar was eerbied, daar was gesag, daar was respek. Daar was iets gewees binne jou in beweging, dat jy nie so rustig het. Hey Here, hoe gaan dit vandag met jou nie? Hoe is dit? Nee.
Pastor Gossie, hy was hier by die Anglican Kerk gewees. Die een Sondag aand was 'n samelike dienste gepreek en hy sê toe, dat wanneer jy die teenwoordigheid van God instaan, en ek praat toe vanuit 'n Afrika kultuur uit, wanneer jy na 'n stad toe gaan dit teenoor, en jy moet by die hoofkoning van die stad toe gaan, om enigiets te vra, sê maar, ons so sê nie werk aan doen, dan moet jy na die koning toe stap, en jy moet hom iets vra. En terwyl jy instap, mag jy nie hoor as hy wees. So hy op die stoel sit, weet jy wat moet jy doen? Jy moet staan. Jy moet daar wees aan hom, en terwyl jy nader stap aan hom, moet jy hom so groot koning, jy so goeie mens, dat jy die mooiste vrouens, al die 50 vrouens, en jou plek is jy moet hom so groot maak, om keer, totdat hy vir jou gesê, staan op die kinderpraat. En wanneer ons dit vir 'n wêreldse koning doen, hoeveel te meer moet ons dit vir ons hemelse koning doen. Maar ons is so geneig dat wanneer ons bid, dat ons keiser na God toe gaan. Ja, hy is ons vriend. Jesus is ons mede-erfgenaam, ons is mede-erfgenaam van Christus. Ons is mede-kinders van God. Maar weet jy, wanneer ons in gebed kom, dan ons moet sê, daai allerheiligste, het gegaan ons van bid na God. Eerste. En vrydag aand ons die bid doen, strek die Here dit by, sê hulle, besef julle vanaand, as jy begin bid, praat jy direk met God. Ons so gedink, ons dink net aan wat hoor wat ons bid, en al die prentjies en mense al sê ons bid, ons het by die Here wat mense uitgedeel, dis waarvoor jy bid, maar besef jy, dat die oomblik wanneer jy begin bid, praat jy met God. Nie net nog 'n dingetje te sê. So wanneer jy in die binnekamer ingaan, Matteus sê vir ons, wanneer jy nou bid, gaan in die binnekamer in, ek wil ook sê, dis 'n plek waar jy self afsonder, om met God te praat. Dis nie net nog 'n dingetje wat sê, jy stap in die teenwoordigheid, in die allerhoogste. Jy praat met 'n almagtige God. Jy praat met iemand, wat op 'n troon sit, wat heerskappy voer, oor die heelal. Nie net nog iemand wat in die kerk van hoor nie. Dis die ou wat as hy asem hy sterrestelsels, mag van lewe dood in sy hand. Hy hou die hele wêreld in stand met sy wese, wie hy is. Dis die persoon met wie jy praat, as jy dit. Dit wil jy aan doen. Of dit is maar as jy toch gebed. Jy praat met God. En as jy daarin besef, dan gaan jy anders, want jy gaan sit, dan gaan jy anders dink oor wat jy gaan sê. Ons bid, ons Vader in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil gesien. Sien jy daarso, waarmee begin die gebed? Laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil gesien, gaan met God. En hoeveel van ons gebede begin met God? Of hoeveel van ons gebede begin met Here, ek het 'n rowwe dag gehad vandag. Help my asseblief. Here, kom help my asseblief. Here, daardie vir my, kan nie sê, mond is stil, maar alles gaan weg. Ja. Die Here sê, begin by God, wanneer ons bid. Ons moet nie na groot. En wanneer jy daardie wat jy ooit toemaak, sien jouself voor die groot troon, met die almagtige God. Dis die persoon met wie jy praat. En wie is 'n wonderlik? Terwyl hy so praat en die prys en worship en jy maak sy naam groot, en hy sê vir hom, my seun, my dogter, praat met my. Is dit nie ons? Dat jy na die oomblik al weet, nou kan ek my hart deel met God. En wanneer jy in die teenwoordigheid van God gaan, dis wat my tweede gedeelte, want ons gaan lees in Matteus 6, dan sê ons Vader in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied soos in die hemel, net soos op die aarde. En wanneer jy daardie gebed begin bid, dan begin jy God se droom, God se hart, sy hartklop, sy visie, sy liefde vir mense, begin jy ervaar in jou lewe, en jy kan nie anders as om te verander.
jy die Ou Testament hoor van mense wat met God ontmoet het, wat gebeur van hulle verlaskering? Wat is gebeur? Dit geblink, dit geskerp. Because when you talk to God, and when you spend time with God, you may not, you will change. Want jy paneer uit sy lewe. God wil hê dat jou lewe moet verander. So jy moet verander. Jy kom op 'n plek sê, Here, nie my wil nie, maar U wil. Wat is U wil vir my lewe? Waar is streef ek? Ons blik baie keer so baie keer wat ons wil hê op die einde van die dag wil God vir jou vra, weet jy wat ek wil hê? Ek gaan voorbeeld doen. Weet jy baie keer dink ons dat die dood is so onregverdig. Dit is. Maar as ek vir julle kan sê vandag, dat mense se dood het nog meer mense na God gebring. As iemand sterf, dan raak hulle 'n kant van meer en die Here se hulle lewe gepraat het. As hulle geliefde verloor het. As slegte dinge met jou gebeur, dan moet jy jouself vra, wat vra ek oor as wat met my, maar Here, wat vorm God wanneer dit sleg gaan met ons? Wat vorm God wanneer jy vraag na jou lewe? God wil ons verander wanneer ons sy teenwoordigheid staan. Dat wanneer ons uitstaan, that people know that this person came from the prayer rooms, came from the presence of God. Dis wat God wil hê. Ons noem die tyd gebedsaksie. En ek wil vandag julle vra, kom ons los dit nie net by gebed nie. Kom ons los dit nie net by tyd alleen saam met Here nie. Kom ons los dit nie net deur ons bid vir al die mense, vir al die versoeke vir ons dorp, ons skole, en vir die jeug, en bid vir al die goeders nie. Maar daar's 'n tyd om ons bekom in ons gebed, ons sê, Here, wat wil U hê, moet ek doen? Hoeveel van ons doen dit ons gebed? Gebedsaksie, gebed bring altyd aksie. God is calling us to action. En hierdie woorde is dan nooit gegee op studente jaar, sê die duiwel is so tevrede as ons niks doen nie. Dan waar jy nie. Maar die oomblik wanneer jy opstaan, en vir God iets begin doen, dan begin sidder. Gebed, ja, hy waar jy as mense begin bid, maar as meer bekommerd as mense van opstaan, God se woord begin doen, en dit begin uitleef. Kom ons sê vir Arno, ek sal sy grond gebruik, sê vir Arno, ek ken nie die Here nie. Ek het baie goeie vriende, so ek en hy kuier, en as ons kuier hy baie goed, hy loop laat ons geef, en ek kuier saam met ons gesels lekker, en dan moet hy sê die Here vir my, ek gaan vertel vir Arno die goeie nuus van Jesus Christus. Vertel vir hom wat Jesus vir hom gedoen het. Ek sê, hoor die Here, maar ons bel, hy gaan nie met bel word, as ek gaan teen my nie vandaag. So ek skop die aksie, hoe gaan het gebeur? Die duiwel kan aangaan sy lewe. Dan kom my Arno toe, sê, jy sê, Arno, die voor ons laat kuier, ek gaan sê, jy weet God ken jou, en hy het ons gebring. En hy wil jou so graag, sy seun. En hy sien dat hy jou verloor, waar jy op pad is. Maar ek wil nog vir jou sê, dat hy sy arms oopmaak vir jou lewe. Met alles in jou lewe. En hy sê, seun, jy moet alles, jy moet nie doen. Hy sê, seun, af vir jou gegee. So hy wil nie die naam die kom, dat hy ontsettend baie lief het. En in daardie oomblik kan God verskil sy lewe maak. En in daardie oomblik dan word die duiwel so kwaad dat ons die goeie Jesus kry. En ek wil julle vra dat ons bid ja. En ek sê baie keer as ons bid vir die mense so siek is, gaan oor in aksie. Ja, lyk uit. Ek het in die week drie dinge beleef in my lewe, waar ek gesien het mense diens of bloeddiens gedoen het. Een van hulle, en twee van hulle is in die kerk hierso. Iemand is by die kerk, buite die kerk. Maar die een situasie kom gister in Spaan, en ek moet die vrou sy is gebroken. Sy bars met trane uit. Sy is slegste plek in haar lewe. Maar ek sê, sy staan eintlik op 'n slegte plek in haar oomblik in haar lewe. En ek sê gesels daar, so sy huil
Sy bars in trane uit. Dis maar. En terwyl ons goed en ek stap verder, ek gaan toe so met draai, die volgende illustreer staan by 'n ander boom, en hy staan by so, en sê, in haar oomblik van broosheid, hartseer en pyn, help sy vir iemand anders te, wat besig is om hoë bloeddruk te hê in die winkel, en sê, help my. God calls us to action. Yes, we need support, but sometimes we also need support. Gebed moenie net binne die binnekamer bly nie. Die woord wat die Here vir ons vrydag aand gegee het, terwyl ons saam gebid het, is daardie gedeelte waar die waterstroom in die tempel uitvloei en loop al dieper en dieper, maar weet jy, hy water loop uit die tempel uit. Maar God wil die Here ons uit die kerk beweeg en skop. En ons spreek al lank daaroor. Maar I want to see it. En ek daarvan hoor wanneer ons by mekaar kom, wat God gedoen het. En ek dink hierdie dorp het man en vrou nodig, wat nie bang is om te gaan vertel dat Jesus heel lief het. Wat nie bang is om die goeie nuus te gaan verkondig. Wat nie bang is om goed te doen nie. Wat nie bang is om te gee nie. Want al hierdie dinge ons het die laaste paar jare gepreek. Weet jy, dis tyd om ons te begin doen. God calls us to action. So when we pray, voordat jy amen sê, ek mag maar sê, ek nie net amen sê en dig nie. Raak stil. As die Here, hier is André. God changed me. Sê nie, God changed me. Waar wil jy moet gaan? Ja, my is pastoor verwag om by mense in te staan oor God te praat. Dis nie so nie. Hulle verwag amper, jy moet met God. Maar hierdie ou se stoutste in die Here geskryf. Nee, jy is nie so. Maar kom ons sê maar hy sê die inhoud in die skool. En God sê vir hom, dis tyd dat jy moet opstaan vir wat reg is. En hy weet ek as 'n vriende verloor. Hy weet ek gaan nie populair wees nie. Maar wat hy opstaan gaan doen, as hy een siel tot bekering kom deur hom, dan juig die hemel. Ek gaan nog vir julle vra, daarmee sê ek af. Wanneer laas het jy siel vir die Here gewen? Wanneer laas het jy, en dis nie pastoor of predikant of leraar of apostels of evangeliste, dis nie net ons werk. God sê, elkeen vir ons moet uitgaan en siele gewen. En as jy nog nie een gewen het, dan moet jy vanaf my sê, pastoor, ek weet nie hoe nie, dan praat ons daaroor. Maar as tyd dat hierdie wêreld uiteindelik vir Jesus gewen moet word. Ek sê nie meer mense van ander kerke in hierdie gemeente. Weet jy, sal ons so wees, as daar nuwe bekeerlinge hier staan. En ons disipele groei. En dat ons 'n kerk bou met nuwelinge, nie ou kerklidmate nie. Dit ook kerklidmate, wat hoofspring tussen kerke, en nog verleef afsien. Maar as ons leer van ons begin, ons, een persoon, hoeveel mense is ons volgende is, of nie so 50? Is reg, ons die 50, nee. Imagine, julle elkeen, spandeer die res 6 maande aan 3 mense. 3 mense. Maar God het dit nou. 3 mense. Ons 50. Dan kom daar by die koninkryk van God, wat in die kerk nie. 150 mense by wat jy moet gaan. Maar as jy stil bly, is al 150 mense wat nie die kans om kry om te gaan kies om hemel toe te gaan. Om gered te word. Om lewe te kies. En dis hoe ek vanoggend ook bid te sê, dis vanoggend as president is swaar, dat ons 'n keuse moet maak. Gaan ek God kies? Gaan ek sy pad kies om ander mense se lewens te beïnvloed? Gaan ek seker maak dat die armoedes in my lewe tot bekering kom dat hy weet is geliefd? Gaan ek belê in dynamics in die jong mense lewe wat sê, weet jy, ek wil nie die Here toe kom, ek wil hier met verskil maak in die skool waar jy is. Gaan ek met Etienne teks van die sê, elke keer as hulle mekaar werk, kom ons bid oor hy klaar voor jy dit doen, kom ons bid vir hy mense, en dat mense by God uitkom deur sy werk.
wanneer jy daai tattoos doen, wanneer jy waar jy ook gaan beweeg, waar God jou geplaas het, dat God gaan gebruik om mense se lewens te verander. My motto in my lewe is dit werk af. Do what you can, where you are, with what you have. Begin daarmee, dat God jou gebruik. Ek gaan nog met praat, ons gaan een Sondag 'n weer kerkdiens hê. Hierdie kwartaal, 'n baie weer kerkdiens. En dan gaan ons hierdie dinge begin doen wat ons hier geleer het. Nie praat, ons gaan doen. Soos jy nie weet hoe om 'n siel vir Here te wen. Partykeer hoef jy nie te weet die Here sal jou lei. Maar as jy gelei wil word, kom ons gesels daaroor. Hoe werk dit? So jy nou sê 'n blanse vrou sê die sak moet word. Ek het letterlik nie geweet wat om te doen. Omdat hy sê al jou naam vas. So dat sy weet wat om te doen. En ek voel haar hand so styf vashou. En hoe lang sy hou, begin hy aan slapper word. Slapper word. Doorskans. Jy weet nooit wat om te doen. God can only ask you, are you willing? Are you willing to do what I tell you to do? Ons sal dit willing. Vader, die woord sê, gaan in jou binnekamer in. Dankie so bid. Ons Vader in die hemel is. Laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom, dat u wil geskied soos in die hemel. Net so op die aarde. Gee ons vandag 'n daaglikse brood en vergeef ons sondes, soos ons sondaars ons skuld nagegee. Wanneer die woorde kan ons in die Bybel gaan lees oor hoe om te bid. Here, ons kan lees oor hoe om te doen wat u vra van ons. Ons kan al die dinge lees in ons lewens, ons kan dit hoor op Sondag. Maar wanneer ons nie opstaan, uitgaan en dit gaan doen. Here, dit is dan wanneer die duiwel gelukkig is met ons soos is. But you call us to action, to actually go out into the world and make disciples of all nations. Here is ons wat ons dit vra vandag, Here, dat ons vandag keuse maak in ons lewens. Al lê dit een siel hierdie jaar aan die Here, dis een siel wat verlore was. Al verander ek net een persoon se lewe vir die res van die jaar, wat moederloos is, hopeloos voel, wat net nodig het om te hoor, daar is hoop. Al doen ek dit een persoon in die jaar, dan is dit een persoon wat wen. Here, maak 'n vuur in ons wakker, dat ons nie tevrede sal wees met net sit en kry nie, maar dat ons sal opstaan en sal begin gee wat hy vir ons sê om te gee, om mense se lewens te verander. En baie dankie, Here, dat ons vanoggend hierdie woord vat. Gebed bly nie net in ons binnekamer nie. Maar as jy hoor en nie doen, wanneer ons by die woord van God hoor en ons begin doen wat God se woord sê. Here sê die woord, sy storms kom, maar ons sal nie val nie. En ek glo mense sal na hierdie huis kyk wat nie geval het nie. En ons sê, maar dis hoe ons wil wees. Ons soek dit in ons lewens. En ons dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. En amen. Amen. So as jy wil meer weet, dis baie welkom gesels met ons as jy wil weet hoe om iemand na die Here toe te lei, maar as jy geleentheid kry en jy weet wat om te doen nie. Die Bybel sê word baie mooi, vra van die Here. Ek sê dit ook sê baie mooi. Amen. Ek vra dat jy stad en voor kom, ons afsluit. Dit is nie, hy leef, hier's 'n live. So van die beste ding, ons sal lang terug, as jy nie weet hoe dit is kom. Eendag sit 'n jong man en sy meisiekie by my, ek ken hom van geen dit is wat van. Wat ek voel na haar weer is, ek moet die persoon praat, ek moet hier aan hom openbaar. Ek weet nie waarom, ons gaan praat nie, ek weet nie wat hy van nie, ek weet nie wat civil rights en dislikes, as ek leer. En die Here sê my, ons gaan praat met oor games. Ons gaan gesels oor games, ons speel saam games, en hierdie en daai. En dadelijk as ons met iemand iets in gemeen het, dan
vorm jy 'n bond met hulle. En deur dit, het ons gemaklik geraak met mekaar. Die Here sê verhoudings. Okay? Dis vreemd. Ons gaan praat oor verhoudings en gee tips, balans en buite en trane. En hy kan sien met waaksaamheid dat ek moes met ons spesifiek praat. En na 'n paar sinne en geselskap later, sê hy vir my nou is die tyd, praat oor my. En ek het seker omtrent 'n halfuur opgehou werk en het opgesin praat oor God. Hy moet sy hart vir God gee, hy moet sy lewe vir God, en nie net dit sê nie. So wanneer jy soms voor mense staan so pastoor sê, luister, jy moet altyd wil praat. En deur dit sal jy weet wat om te sê, die Here is in jou ryk. Amen. En God stuur mense na sy kinders toe. God stuur mense na sy kinders toe. Want ons het die waarheid. Ons ken die waarheid. Amen. So nou selfs Alex